Ok, ek wil vandag met julle gesels oor Samson. Nou, die eerste ding wat ek vir julle wil vra is, as julle aan Samson dink, en aan die storie van Samson, dan, I'm going to take a flyer. Daar's waarskynlik 3 goed wat julle aan Samson gaan onthou. Gaan onthou dat hy lang hare gehad het, dat hy sterk was, en dat hy Delilah gehad het. Al die vrouens is onmiddellik, Delilah was ook daar. Ek gaan vandag probeer om nie een van daai 3 aan te raak nie. Ek wil vir julle vandag met julle gesels oor die verhaal van Samson op 'n manier wat ons dit nog nie voorheen gesien het nie. En die fokus gaan nie noodwendig op Samson wees nie. Die fokus gaan wees op wat het gebeur in die tyd van Samson. So kom ons begin sommer met die eerste vers, Rigters 13, vers 1 en 2. Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en hy het hulle 40 jaar lank oorgegee in die mag van die Filistyne. En daar was 'n man uit Sora uit die stam Dan. Sy naam was Manoach, en sy vrou was kinderloos. Nou hierdie 2 versies is eintlik 'n prentjie van almal van ons se lewens. Ons het 'n probleem op 'n makrovlak. Daar's 'n politieke probleem, daar's 'n ekonomiese probleem, daar's 'n wêreldprobleem, daar's 'n onderdrukking op 'n wêreldvlak. Maar daar's ook individue wat kinderloos is. 'n spesiale persoonlike probleem. En die interessante ding is, die Here gebruik altyd gewone mense met gewone probleme om globale probleme op te los. Ons raak in die kerk dikwels so verknog daaraan om die wêreldse probleme te probeer oplos, dat ons vergeet dat dit wat die Here in ons lewens spesifiek wil doen, het dikwels 'n impak wat daai groot wêreldprobleem uitsorteer. If you want to set a forest on fire, gaan jy nie na elke boom toe en jy steek elke boom aan die brand nie. Jy steek een boom aan die brand. En jou liggie wat skyn, steek jy ook langs aan sy liggie aan. En voor jy weet, is daar 'n forest fire. En dis presies hoe die Here dit werk. Die Here werk relationship on the personal level to have impact on the global level. En ons begin dit hierso sien met Samson, in Samson se lewe, voor hy nou nog gebore is. Nou is interessant, hulle sê hulle is in die mag van die Filistyne oorgegee. Nou was dit 'n militêre besetting van Israel. Het was nie 'n militêre besetting van Israel. En as jy deur die hele storie van Samson gaan, sal jy sien, is nie 'n militêre besetting nie, dit is eintlik 'n kulturele oorheersing. Die Israeliete en die Filistyne het mekaar ondertrou, hulle het mekaar se gewoontes aangeleer en mekaar se goed gedoen. Ons is in vandag under the oppression of the world. As jy na die media kyk, as jy kyk na hoe ons aantrek, wat vir ons belangrik is, waar ons waarde kry, ons is onder die onderdrukking van die Filistyne. En dit is die gevaarlikste onderdrukking. Die mense in China en die mense in Iran en die mense in die Midde-Ooste wat onderdruk word, daar's 'n baie duidelike onderskeid in hulle lewe. Wat Jesus wil hê en wat die wêreld van hulle vereis. En dis vir hulle baie maklik om op Jesus te fokus, want Jesus lyk heeltemal anders as wat die wêreld lyk. Maar gaan bietjie Amerika toe en kyk hoe lyk Jesus. En dan vra jy jouself af, hoe lyk Jesus in vandag se wêreld vir ons? Ons compromise op soveel verskillende vlakke, dat ons eintlik nie eens agterkom ons is besig om oorheers te word. En wat is die doel van daai oorheersing? Die doel van daai oorheersing is not to take your stuff, it's to make you powerless. Dis net soos dat jy soos al die ander lyk. Dis al.
Want die duiwel weet, hy kan nie jou redding wegvat nie. But he can take away your purpose. Daar is die eerste 2 versies. Ons gaan nog tot by Rigters 16. Okay. Dan sit vir my Rigters 13 vers 3 op. Nou hierdie is nou interessant. Onthou nou waar ons nou is. Ons is nou in die Midde-Ooste. Ons is nog voor die Israeliete in hulle koningtydperk is. Hulle is in die tydperk van die Rigters. Voor hulle, ek dink behalwe Deborah, het die Here nog die heeltyd deur mans gepraat en met mans gepraat. Wat gebeur hier? Die engel van die Here, dis engel met 'n hoofletter, so dis die Amplified sê dis die godheid. So dis waarskynlik Jesus wat aan haar verskyn. En die engel van die Here het aan haar verskyn en vir haar gesê, jy is nou kinderloos, maar jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Nou op die vorige vers het julle gesien, Manoag word by die naam genoem. Maar Manoag se vrou word nooit by die naam genoem nie. Tog, aan wie verskyn Jesus? Aan die naamlose een. Ons is so gewoond dat die pastoor of die profeet moet by die Here hoor. Dat die naamlose persoon wat eintlik by hom hoor, ons luister nie na daai persoon nie. Nou, die interessante ding is, nou verskyn die engel, nou sê hy dit aan die vrou. Nou gaan Manoag na die Here toe, hy sê, Here, nee, jy moet nou maar weer kom, en dit nou maar weer kom verduidelik, want hierdie vrou van my, miskien, weet nie, sy het dalk skaapbout geëet en drome gedroom en goed. En toe, na wie toe kom die engel? Hy kom weer na die vrou toe. En sy gaan roep hom en toe praat hulle nou. Maar dit is dieselfde tipe boodskap is ook in Johannes se lewe het dit gebeur. Sarah het geglo die man was soos, well, it's not possible. Die priester glo nie, maar die vrou glo. Wees baie versigtig om so sensitief vir die Here se woord te wees, dat as die woord na jou toe kom op 'n manier wat jy dit nie verwag nie, dat jy dit nie mis nie. Die Here is almagtig, hy het die reg om te praat deur en met wie hy wil. En hy stuur dikwels boodskappe op maniere wat ons nie verwag nie. Dan sit vir my 13 vers 5. Hier is iets wat eintlik ons oor kan pyns vir weke en weke en weke. Hy sê, trouwens, sê hy nou vir die vrou, jy is reeds swanger en jy sal 'n seun in die wêreld bring. En sy hare mag nie geskeur word nie, want die kind sal van sy geboorte af aan God gewy wees. En hy sal die Israeliete, wat is daai woordjie? Begin red uit die mag van die Filistyne. So gaan hy die Israeliete red uit die mag van die Filistyne. Hy gaan begin. He's starting to do something. Wat by my opkom is, are you prepared to plant trees, the shade of which you will never enjoy and the fruits of which you will never eat? Is jy bereid om in gehoorsaamheid te stap, waar jy nooit die vrugte van jou gehoorsaamheid gaan sien nie? Ons lees gou hierdie vers, Hebreërs 11, vers 39 tot 40. En hoewel daar oor hulle vanweë hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie gekry wat beloof is nie. Omdat God vir ons iets beter beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Vriende, een van die essensiële elemente van ons geloof is dat die uitkoms van ons geloof is nie dit wat ons geloof waarborg nie. Geloof op sigself gaan nie daaroor of jy deur jou geloof kry vir dit wat jy glo nie. Geloof is wanneer jy vir jouself sê, hierdie is die woord wat ek gekry het en ek gaan aan hierdie woord vashou. En as hierdie woord nie uitkom soos ek dink hy moet uitkom nie, gaan ek nog steeds vashou,
want hierdie is wat ek gehoor het. The difference between that en die geloof wat ons dikwels vertel word, is geloof word 'n transaksie en word 'n rympie. So ons sê, okay, weet jy wat, jy's nie gesond nie, want jy het nou nie hard genoeg geglo nie. Of jy het nou nie gekry waarvan jy geglo het nie, omdat jy nie hard genoeg geglo het nie. Tog praat hulle in Hebreërs oor die regte helde van die geloof. Is nie daai wat gekry het, wat hulle voor geglo het nie. Dink aan Abraham. Abraham het nooit dit gesien waarvoor hy die Here vertrou het nie. Isak, Jakob, was laasweek was hy 'n kind ingeseën. En toe het hulle van die ouma se Bybel, die een versie, en toe het sy in die Bybel geskryf, hulle het gesukkel om swanger te word, en sy het geskryf, hierdie versie is vir hulle. En sy is dood voor sy die babietjie gesien het. Geloof beteken dat ons loop in verhouding met die Here. En die Here se realiteit is belangriker as dit wat ons met ons oë kan sien. En ek wil nou vir julle sê, as jy 'n Noag is, of ek meen, dis belaglik. Everything points to something different. Alles sê vir jou, jy's verkeerd. Maar jy bly vashou. Is ons bereid om dit te doen? Dis die verskil daarvan, wanneer ons vir die Here soek vir sy vrugte, en wanneer ons die Here soek vir die conviction. Ek wil nou vir julle 'n stukkie uit Johannes 1 uitlees, en net om die agtergrond te gee, hierdie gaan oor Johannes die Doper, en daar's twee groot Nasareërs in die Bybel, die een was Samson en die ander een was Johannes. En die ding is, Samson en Johannes het albei die verlossing vooraf geloop en nooit daai volle verlossing gesien nie. Nou, kyk nou wat gebeur hier. Nou, die priesters en die leviete kom nou van Jerusalem af na Johannes toe, en hulle wil nou weet by Johannes, wat is dit wat jou nou so spesiaal maak? Hoekom kom die mense na jou toe? Kyk nou gou wat gebeur hierso. Ons begin, dis vers 19 tot 27, en dan weer 29 tot 31, en 35 tot 37. Luister nou gou en sien nou wat hier gebeur. Sien nou in jou mind's eye, hoe kom almal nou hier by mekaar, en hoe praat hulle nou met Johannes? En die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om te vra, wie is jy? Who are you? En hy het toe hierdie getuienis afgelê en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Hulle vra hom toe, wie is jy dan? Is jy Elia? En hy sê, nee, ek is nie. Hulle sê vir hom, is jy dan die profeet? En hy sê, nee. Nou, wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord gee aan die wat ons gestuur het, sê hulle vir hom. Ons stop net gou daar. Die wêreld gaan altyd demand dat daar 'n feitelike explanation is vir die manier wat jy jouself act. Die wêreld gaan vra, wat is die logiese explanation vir wat jy nou besig is om te doen? En daar gaan tye wees wat jy vir die wêreld gaan moet sê, ek het nie 'n logiese explanation. Hierdie is wat die Here vir my gesê het, it is what it is. Maar nou, wie is jy dan? Wat het jy oor jouself te sê? En hy antwoord toe, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het, daar was fariseërs onder die wat gestuur is, en hulle het ook vir hom gevra. Maar nou, waarom doop jy dan, as jy nie die Christus is nie, en ook nie Elia nie, en ook nie die profeet nie? En Johannes het hulle geantwoord, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand, wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom, en hy sê toe, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, daar kom 'n man daar wat voor my is.
want hy was voor my reeds daar. Ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekend gestel kan word. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en 2 van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. En die 2 het hom dit hoor sê en hulle het vir Jesus gevolg. Nou, die aard van ons geloof is dat ons op 'n plek gaan wees dat daar is 'n conviction and the conviction isn't linked to the facts. Dis net 'n conviction, dis net 'n oortuiging dat daar iets is wat moet gebeur. En dan word ons gesê om goeders te doen, so met ander woorde jou conviction loop uit in sekere handelinge. En selfs daai handelinge lyk vir jou of dit nie lekker werk met dit waaroor jy glo nie. En jy dink hierso aan byvoorbeeld aan Abraham. Wat gebeur met Abraham? Abraham sê hy moet sy seun offer. Nou, die seun is die een uit wie se saad die belofte vervul moet word, maar jy moet hom doodmaak. So nou vat hy hierdie seun daar op. His conviction translates into acts, in handelinge in. Al lyk daai handelinge of dit heeltemal teenstrydig is met dit wat die belofte behoort te wees. Johannes het volgelinge. He's a man of consequence. Hy is so belangrik dat hulle stuur ouens van Jerusalem af om te kom uitfigure wie is die ou. Nou vra hulle vir hom, wie is die ou? En sy disippels, ja nee, ons ken vir Johannes, hy is die sprinkaneter, hy is ons ou, oorspronklike keto. So, nou het hulle vir Johannes daar, en die ouens ondervra vir Johannes, en Johannes antwoord hulle in riddles. En op die ou einde van die dag, dit wat hy gesê is om te doen, het hy gedoen, en toe kom die belofte nou uit. Maar wat gebeur toe met Johannes? Sy volgelinge loop agter Jesus aan. Is jy bereid in jou wandel met Jesus om terug te staan en te sê, go for it. Dis Jesus, daar's Jesus, volg hom. My taak is klaar. As jy kyk in Samson se lewe en in Johannes se lewe, hulle mag nie wyn gebruik nie, hulle is Nasareërs. Hoekom? Want die simbool van die bloed van Jesus is iets wat hulle verkondig, dis nie hulle self nie. En daar's iets van ons getuienis wat altyd moet wys na iets anders as wat ons self is. Iets wat ons nie kan wees nie, maar iemand anders is. We cannot be the blood, but Jesus is the blood and we must point to the blood. If we don't point to the blood, then we point to ourselves. Nou, hier is my gunsteling deel van Samson. So, ons het nou 'n kerkraadsvergadering en ons moet nou kies wie ons nou die rigter gaan maak van Israel. En onthou, hy het vir Israel vir 20 jaar gerig. Nou, hier is 'n paar van die goed. He wants to marry a foreigner, wat teen die wet is. Hy eet unclean food. Onthou, toe hy uit daai leeu uit geëet het, Levitikus 11 sê, as iets aan 'n karkas geraak het, dis unclean, jy mag dit nie eet nie. Hy eer nie sy vader en sy moeder nie. Hy is 'n bietjie van 'n moordenaar. Hy maak eiendom stikkend, hy brand olyfboorde in koringlande, brand hy af. En hy fornicate. So, hierdie is nou, onthou julle wat het die Here vir sy ma gesê? Van wanneer af is hy gekies? Van sy geboorte af is hy gekies. Wie kies die Here? Hy kies hierdie skirminkel, hierdie lang haar skirminkel. Dis wie hy kies. Sien, omdat ons geloof so 'n rympie maak en so selfhelp boek maak, moet ons eers reg wees voor ons gekies kan wees.
terwyl die woord vir ons sê, ons is gekies voor ons reg is. En dan sê ons ook, okay, ons is nou almal happy, hy kies jou van jou moederskoot af, maar jy moet daarin beter raak, voor hy nou vir jou gaan. Die interessante ding is, die Gees manifesteer oor Samson se lewe, terwyl hy besig is met al die goed. Die ergste is, hy gaan na Gaza toe, hy gaan kuier vir 'n prostituut in Gaza, en hier dink hierdie Filistyne, vanaand gaan ons vir hom vasvat. In middernag kom hy uit, hy is besig met sy sonde, en hy breek die hekke van die stad af, en hy dra dit 80 myl. Weet julle hoe lyk die hekke van 'n stad? Die Gees word vaardig oor hom, terwyl hy nog nie in daai holiness is soos ons dit sien. Because this is the thing, availability and yielding to your calling, rather than ability and suitability. Met ander woorde, is jy bereid om jouself as 'n instrument in die Here se hand te sit, selfs al lyk jy vir jouself nie soos die spieël van die woord nie. Beteken dit jy kan rustig in jou sonde bly? Nee. Onthou sy oë is later uitgesteek. So die keuse van die Here oor jou lewe is omdat hy jou sien deur die bril van Jesus. Hy sien jou in jou calling. Hy sien jou nie in jou jy verdien nie wat die Here wil hê in jou lewe deur goeie dinge te doen nie. En jou sondigheid en jou gebreke stop nie die Here om jou te gebruik soos hy jou graag wil gebruik nie. En is interessant, hy het vir John the Baptist het hy so gebruik. Hy het vir Saulus Paulus het eers sy mense doodgemaak en vervolg, hy het hom so gebruik. Hy het vir Moses gebruik wat nie kan praat nie, om die grootste deel van die Ou Testament te skryf. Hy gebruik vir Elia wat duidelik depressie het, hy gebruik vir Elia. Hy gebruik vir Jakob wat 'n skelm is. As jy jouself in die Here se hand sit, gaan die Here jou na 'n plek toe vat, waar jy jou kan gebruik. Jy hoef nie jouself te capacitate, sodat jy vir die Here iets werd is nie. Jy is vir die Here werd, omdat hy jou gekies het. Gaan jy moet verander? Ons kom nou daarby. Okay, dan is dit, kom ons sit gou hierdie stukkie op Rigters 14 vers 3 en 4. Het is baie interessant hoe die Here partykeer ons unsuitability gebruik. En ons kyk na iemand en ons sê, yes, dat is duidelik dat hy nie die ou kan gebruik nie. Nou, hy luister nou nie vir sy ouers nie. Sy ouers sê, ag, come on, Samson, get a nice Jewish girl, this nice Jewish girl. Hy sê, hy wil nie 'n Jewish girl nie, hy wil 'n Filistyn hê. En sy ouers vra vir hom, is daar nie onder jou familie of onder al jou volksgenote 'n vrou dat jy nie na die heide nie, die Filistyne toe gaan om te moet trou nie? En Samson sê vir sy pa, kry haar vir my, want ek hou van haar. I like that Philistine one. Baie mans wat so selfde as Samson. Hulle is ook met 'n Filistyn getroud. Maar hier is die belangrike ding. Sy ouers het nie besef dat dit alles van die Here kom nie, want hy wou 'n geleentheid skep om die Filistyne te straf. In die tyd het die Filistyne oor Israel geheers. Daar is dikwels maniere wat die Here ons gebruik, wat vir ons heeltemal lyk anders as wat die Here gewoonlik werk. Selfs daai Filistynse vrou gebruik die Here om sy oogmerke te bereik. Nou, Samson het 4 spesifieke goed gedoen toe hy die Filistyne aangeval het. En dit is vir my belangrik dat ons sien, daar gaan goed in jou lewe wees, oppressions in jou lewe, sonde in jou lewe, strongholds in jou lewe. En hier's elemente wat Samson hier vir ons gee, hoe om daai strongholds aan te val.
Die eerste een is, hy val die safety and security van die Filistyne aan, toe hy daai 30 ouens doodslaan vir hulle klere. Kan julle nou imagine, 'n ou hier op straat, jy sien nou almal van ons is op die veiligheids, op die WhatsApp groepies. Hi, het iemand 30 ouens buitespar doodgeslaan en hulle klere gevat. Wat doen dit onmiddellik? It attacks the safety and security of that stronghold. As jy 'n stronghold in jou lewe wil aanvat, dan kan daai stronghold nie gemaklik in die donker daar bly nie. Jy moet daai stronghold begin veg. As jy 'n drankprobleem het, kan jy nie stilletjies elke aand drink en gaan slaap en volgende oggend dat niemand dit weet nie. Jy moet vir iemand sê, you have to attack the safety of that stronghold. Die tweede ding is, hy val die ekonomie aan. Hy steek die olyfboorde en die wingerde, steek hy aan die brand ons met die foxes, met die jakkalse. Vriende, 'n stronghold in jou lewe kan net bly staan, solank jy ekonomies daai ding kapasiteit. So as jy 'n drankprobleem het en jy gebruik die ATM langs Tops, om jou geld te trek, kan ek jou amper waarborg, jy gaan daar inloop om, jy moet jou geldsake en jou hulpbronne so bestuur, dat daai ding in jou lewe wat vir jou 'n probleem veroorsaak, dat jy sy kapasiteit om homself te befonds wegvat. As jy 'n probleem het met pornografie, dan kan jy nie airtime koop wat jy weet jy gaan op jou eie wees en jy gaan dit doen nie. You have to fight the economic root of the thing that oppresses you. Dan die gates of the city. Dit gaan vir my, hulle probeer hom in Gaza vasvang en hy breek die hekke van die stad af. Hoekom breek hy die hekke van die stad af? Jy moet die lig wys op dit wat daai hekke beskerm het. As jy jou sonde hierso toehou en die lig kom nie op daai sonde nie, dan is daai sonde veilig want hulle is agter die mure van jou stilte. Maar as jy daai hekke wegvat en mense kan daar in en uit, dan is daai sonde nie meer veilig nie. En dan jy kan slegs die sonde in jou lewe finaal oorwin as jy vir jouself doodgaan. Is interessant, julle onthou toe Samson na die eerste Filistynse girl sy huis toe gaan, saam met sy ouers, toe die leeu hom ons aangeval. En toe het hy die leeu doodgemaak, en toe dan ons nou heuning uit die leeu uit, toe hulle die volgende keer daar verbystap. Die interessante ding is, daai gebeurtenis is soos 'n profesie op sy hele lewe. Vir daar om iets soets te wees, moet daar iets doodgaan. As jy kyk, die leeu gaan dood en dan kom heuning uit die leeu uit. Dan sy huwelik gaan dood en dan is die oorwinning oor die Filistyne waar hulle crops afbrand en waar hy klomp van hulle doodslaan. Voor hy die Filistyne in Israel, toe die ouens van Juda hom ons nou oorgee aan die Filistyne, wat tel hy op? Hulle sê hy tel 'n vars eselkakebeen op en hy slaan mos 'n klomp van hulle dood daar. As die esel nie dood gegaan het nie, dan was die kakebeen nie daar, dan kon hy nie die oorwinning bereik nie. En op die ou einde van die dag, terwyl hy blind was en hulle 'n bespotting van hom gemaak het, moes hy self doodgaan om hy pilare te trek sodat die Filistyne se tempel intuimel en toe's almal dood. Toe's al die Filistyne, hulle sê al die Filistyne se leiers is dood. As ons finale oorwinning wil hê oor die goed wat ons oppres, dan kan ons nie net daai goed veg nie. Ons kan nie net hulle resources wegvat nie. There's a death to self that has to happen in order for us to have proper victory. En in jou loop met Jesus is dit essensieel
Daai death to self is die sleutel tot jou oorwinning. En is ononderhandelbaar. Jesus sê in Matteus 16 vers 24 tot 26. Toe sê Jesus vir sy disippels: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opvolg en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins kry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Dit is essensieel. If we want to follow Jesus and we want to walk in victory, we have to die. We have to die to ourselves. Ons moet doodgaan na dit wat ons self wil hê, sodat ons kan wandel in dit wat die Here wil hê. Nou, my gunsteling deeltjie van hierdie hele storie, waarmee het ek begin? Dit was mos 2 stories, nê? Dis 'n storie van 'n man en sy vrou wat nie kinders kon gehad het nie. En daar is 'n volk wat onder oppression was. En die Here kom gee vir hierdie man en vrou 'n seun. Maar daai seun het 'n doel en daai seun gaan mos dood. Maar lees gou hierso Rigters 16 vers 31. Kyk gou hier, hoe beautiful is die. En daarna het sy broers en sy familie gekom en sy lijk kom haal, en hulle het hom gevat en gaan begrawe tussen Sora en Estial, ek weet nie, hulle was seker bekend, in sy pa Manoach se graf. En Samson was 20 jaar lank leier van die Israeliete. Kyk gou daai eerste sin. Kyk daai 4de woord. Wat het gebeur met hierdie kinderlose egpaar? Hulle net vir Samson gehad. Die Here is so intens bewus van wie jy is, that when you yield yourself to him, selfs daai eensaamheid, daai persoonlike behoefte van jou, wat hulle gehad het om kinders, hy het vir hulle meer as net Samson gegee. Die les daarin vir ons is dit. Die Here is nie net geïnteresseerd in die groot prentjie nie. Die Here is geïnteresseerd in daai klein prentjie wat in jou lewe aangaan. Die Here weet van daai klein goedjies wat jy hom vra. And if you yield to him, wat gebeur? Dan is daar broers wat jou op die ou einde van die dag wegdra. So, as ek kan opsom, die Here stel belang in die klein dingetjies in ons lewe, en hy is getrou om daai klein dingetjies in ons lewe te verweef in so 'n manier dat dit 'n oplossing bied vir baie groter dinge. Nommer 2, verwag dat die Here met jou gaan praat op maniere wat nie gewoon is vir jou nie. En deur mense wie jy dink hy gaan nie meer praat nie, deur jou praat nie, of met jou praat nie. Nommer 3, dit gaan nie oor wie jy is nie. Dit gaan oor die een wat jou geroep het. Wees bereid om in jou roeping in te loop, selfs al voel dit vir jou, jy is nog nie waar jy moet wees nie. Die Here gebruik jou waar hy jou kry, omdat hy die krag het om jou te bestuur, nie omdat jy die krag het om die regte goed te doen nie. As die Here goed in jou lewe het wat jy moet oor strongholds, wat jy moet oorwin, maak seker dat daai strongholds nie gemaklik in jou lewe is nie. Let the light shine on it. Moenie vir dit geld gee nie. Daar's 'n fliek wat ek verskriklik baie van hou, The Other Guys, waar die een ou sê, nee, there's a man who lives inside of me, and sometimes he wants to come out, and sometimes he wants walking around money. En ons moenie vir die goed wat in ons lewe is, don't give it money, walking around money. En dan, jy gaan moet sterf,
Jy gaan moet sterf van jou eie begeertes. Jy gaan moet sterf van jou eie behoeftes, as jy die oorwinning van die Here wil sien. En hy maak gewoonlik daai oorwinning baie groter as wat ons dink. En dan laastens, die belofte is daar, that if you yield, God will meet your need much more than you can even anticipate. Hulle sou dankbaar gewees het vir een seun. Want Manoag en sy vrou het genoeg broers, dat hulle vir Samson kan dra. Kom ons maak toe die oë. Genadige en goeie Vader, ons kom na U toe in die wonderlike naam van Jesus. Vader, dankie dat ons as gemeente voor U kan staan en kan sê, Vader, dankie dat U ons ook roep. Vader, ek vra dat U in elkeen van ons se lewens vir ons die kapasiteit gee om U roeping te hoor. Ek vra, Vader, dat U vir ons die genade gee om te begin beweeg, al is ons nie reg nie. Ek vra vir U, Vader, dat U vir ons die gereedskap sal gee om oorwinnings te behaal wat groter is as ons. Vader, dat U vir ons die openbaring gee om onsself neer te lê waar ons moet. Maar Vader, dat U vir ons 'n getuienis sal skep in die klein dingetjies in ons lewe waarvoor ons U vertrou, wat ewigdurend sal wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Okay. Dis fine. Daar's hy. Jy's nie 'n Filistyn nie, my vrou. Okay. Ek seën julle so die Here sê ons moet julle seën. Ek seën julle deur te sê die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. So lê ons die naam van die Here op julle en die Here sal julle seën in Jesus se naam. Amen.